Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou ons is hierdie week besig om te kyk wat is die gawes en die geskenke wat die Here vir jou en my gegee het en hoe kan ons soos Jesus Christus 'n meer afwaartse lewe leef deur betrokke te raak by ander mense, deur hierdie gawes te gebruik om ander mense se lewens op te bou. Ons is in 1 Korintiërs 12 en ons het die hele week daarna gekyk, maar kom ons lees verder vandag hier vanaf vers 14 af. Hy sê: "Ja, die liggaam bestaan nie net uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom tog nie minder deel van die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek maar net 'n oor is en nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom tog geensins minder deel van die liggaam nie. Veronderstel 'n mens se hele liggaam sou uit 'n oog bestaan, hoe sou jy dan hoor? Of as jou hele liggaam net 'n groot oor sou wees, hoe sou jy enigiets kon ruik? Maar nou het God dit so beskik dat daar verskillende ledemate sal wees en dat elkeen van hulle sy eie plek in die liggaam sal hê, soos hy dit goed vind." Hierdie gedeelte het jy al seker soveel keer gehoor en aan gedink van almal is nodig in die liggaam van Christus. En ek het unieke gawes gekry wat verskil van ander mense. Nou op so 'n dag soos vandag maak dit so maklik sin en jy verstaan dit en jy stem saam daarmee. Maar wanneer dit kom by kerk en wanneer dit kom by die funksionering van jou gawes, wanneer jy daarmee begin werk, vergeet ons baie keer hierdie skrifgedeelte. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Jy hou 'n biddiens en nie almal daag op nie. Dadelik is jy kwaad. Hoekom bid die mense nie? Bid is so belangrik. Dis jou gawe, dis jou passie. En jy verwag almal moet voel soos jy voel. Of jy wil iets vir 'n kinderkerk doen en almal moet by die kinders wees, want kinders is die toekoms van ons land. Jy word kwaad, jy's kwaad vir die predikant, jy's kwaad vir die kerk, want hoekom is almal nie by die kinders nie? Want almal is nie die oog nie. En almal is nie die oor nie, en almal is nie die voet nie. En hierdie skrif is so belangrik om eenheid in 'n gemeente te hou, eenheid in die kerk te hou, en dit is dalk deel van ons konflik in die land, so oor kerkgrense. Elkeen fokus op wat vir hom belangrik is, en sê ek het nie die ander een nodig nie. Ek en jy weet van beter. Hierdie skrif leer ons is 'n liggaam. Elkeen het sy eie unieke gawes gekry, en ons het mekaar nodig. Ons kan nie net bid nie, ons kan nie net sending doen nie, ons kan nie net kinderkerk doen nie, ons moet die hele liggaam se gawes erken en dat elkeen doen wat sy hart en sy passie is. Kom ons bid saam en sê dankie vir die Here vir hierdie liggaam. Hemelse Vader, baie dankie dat U aan elkeen van ons 'n unieke gawe gegee het, 'n passie gegee het, iets gegee het om te doen. Dankie dat elkeen van ons verskil. Een is die hand, een is die oor, een is die oog. Maar Here, nou bid ons, gee vir ons daai eenheid, dat ons sal saamwerk in hierdie liggaam en nie teen mekaar sal werk nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.